elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Lukas 6, 17 tot 19. Amen. Dit is 'n kort gedeelte, maar ek dink dit sê vir ons so baie vanoggend. Sien, my Bybel sê vanuit alle oorde kom die skares om te sing en te luister. Dit is my opskrif. Ek weet al die Bybels is maar verskillend met hulle opskrifte, maar dis my opskrif van hierdie Bybel. Vanuit alle oorde kom die skares om te sien en te luister. Die krag van Jesus genees nog steeds. Die krag van Jesus kan jou nog steeds transformeer. En dis die sleutel tot hierdie gedeelte van Jesus se krag wat meniges genees het. Onthou, Jesus het nie net die meeste mag nie. Jesus is almagtig. Hy is almagtig en hy kan alles doen. Hy het alles geskep deur die krag van een woord wat hy gespreek het. Wat kan hy net vir jou en vir my doen vandag? Ons oorlede SA president Nelson Mandela het een keer gesê, as jy iemand se karakter wil toets, gee hom 'n bietjie krag. Gee hom 'n bietjie mag. Né? As jy sy karakter wil toets, gee hom 'n bietjie krag en mag. En sien jy wat kom uit? Hoe gebruik mens sy mag? Dit is iets waarvan sommige nie genoeg kan kry nie. Soms gebruik hulle dit vir hulle eie gewin, hè. Leiers soos Napoleon, Hitler, selfs sommige leiers hier by ons, plaaslik, partykeer gebruik hulle hulle mag en hulle krag wat hulle het vir die verkeerde dinge. Ek dink aan die kaptein van die Titanic. Daar is gesê dat 2 van sy mede-kollegas het na hom toe gekom en vir hom gesê, kaptein, ons is te naby aan die ysberge. Hy het nie vir hulle geluister nie. Maar hy het mos die mag om die kol te maak. As dit? Hy het die mag om die kol te maak. Hy het nie vir hulle geluister nie. En duisende mense saam met hom is oorlede na dit. Sien jy, die krag van jou besluite kan lewe of dood vir ander mense en vir jouself bring. Jesus sal altyd sy mag gebruik om te verseker dat dit is in lyn met sy karakter. Altyd. Wat is sy karakter? Galasiërs 5 vers 22, ons ken dit almal, né? Dit is God se karakter, man, liefde, vreugde, vrede, goedheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing. Dit is sy karakter, dit is wie hy is. Die vrug van die Gees, dis sy Gees, dis waaruit hy opereer. Dit is Jesus se karakter en jy kan maar gaan toets. Sy werke is altyd in lyn met sy karakter. Altyd. Kyk hoe Jesus sy krag gebruik. Kom ons gaan terug na die teks toe, vers 17. Toe hulle teen die bergang afgekom het die disippels saam met Jesus op die groot gelykte gaan staan, omring deur baie ander volgelinge en die skares.
Kyk hoe Jesus sy mag en sy krag gebruik. Hy kom af na 'n gelyke plek toe met die mense. Onthou, die is nie net 'n normale mens nie, wat tussen ander normale mense gaan nie. Die is God. Jesus is God en hy kom van daar af, van die berghang af en hy kom af, hy kom ontmoet hulle op hulle se vlak. Dit is sy karakter, dit is wie hy is. Hy kom ontmoet hulle op 'n gelyke plek, sê die woord vir ons. God wat neerdaal na rebelse mense toe. Hy kom ontmoet hulle. Sommiges was ongelowig. Sommiges was demonies. Maar Jesus ontmoet hulle op 'n gelyke plek. Hy sê vir hulle, ek wil jou in jou oë kyk. I want to see you face to face. Daar is plekke waar hy Sermon of the Mount waar hy hoog van die berg afpreek, maar hierdie keer is hy op 'n gelyke vlak met hulle. Hy is tussen die mense. Hy sê, ek ken jou pyn. Ek ken jou tekortkoming. En vandag is ek hier om jou te ontmoet op 'n plek waar jy is. Ek is reg langs aan jou. Ek staan hier in my liefde, in my genade en my barmhartigheid. Ek staan hier van ek wil lief wees. Ek staan hier van ek wil jou genees. Ek staan hier van ek wil hê jy moet sing hoe lief is ek vir jou. Jesus het geweet dat dit meniges was van ver, Judea, sê dit, Jerusalem, Tyrus, Sidon. Men in agneming, né? Tyrus is omtrent so 321 kilometer van waar hy was. Mense het hulle huise verlaat en hulle het geloop tot daar. Stel net jouself voor, jy loop van jou huis af na Victoria West toe, miskien na om en by. Dink aan dit man, hè? Johan, is ver om te loop, né? Hoeveel dae moes hulle loop om tot daar te kom? Maar hulle was daar, van het geweet, Jesus is daar. En Jesus kom, toe hulle daar aankom, kom Jesus af. En hy kom ontmoet hulle. Hy kom ontmoet hulle na die lang journey, na die lang loop. Van hulle het geweet, hulle kan iets kom ontvang. Hulle kan nou wonderwerk kom kry. Hulle het geweet, Jesus is daar, hulle sal nie dieselfde terugstap nie. Wow. Hulle het alles agtergelaat. Hulle besighede, hulle werke, alles het hulle gelos. Van hulle het gehoor, Jesus is daar. En ek sê wie almal was nie gelowiges nie. Almal van hulle was nie gelowiges nie. Onthou voor dit, hulle seker gehoor, ons het gepreek van dit. Hoe Jesus die man met die verswakte hand genees het. Hy het die malaatse genees voordat hy het die verlamde man genees. Hy het selfs Petrus se skoonmoeder genees. En Petrus was kwaad geweest vir hom man. Gister ek speel net dink, jammer, ek is te grap. Hy het selfs sy skoonma gesond gemaak man. Come on. Dit was nou enkel lopende mense gewees wat hy genees het. En die mense het gehoor en het gekom. As Jesus kan jou skoonmaak gesond maak. Dis maar net 'n grapie. Ek kan enigiets doen. Maar ek sê dit vir julle man, die mense het met 'n verwagting gekom. En net na daai klomp genesings van hy enkele mense, kom Jesus, ons weet laas ek het pas weer gepreek, hy kies die 12, né? Die 12 apostels. Hy sê vir hulle, julle gaan my apostels wees. En pas het vir ons mooi verduidelik hoe hulle gekies het, was die hele mengelmoes besigheid, né? 'n mishmash en mense van verskillende agtergronde en hy kies hulle om sy apostels te wees. Maar nou genees Jesus enkellopendes voor hy, maar hierdie keer kom daar skare. Hierdie keer is daar menigte mense. Daar kom skares en die disippels is ook baie, ek dink hulle kan miskien so 120 was, maar daar was baie ander mense gewees. Daar was skares gewees om te kom om na sy woord
te luister, sê die Bybel vir ons. Hulle het gekom om na sy woord te luister. Jesus het woorde van lewe gespreek, mense. Die teks sê hulle het gekom om sy woord te kom hoor. En ons weet dat as jy sy woord hoor, dan is iets wat gebeur in jou geloof, né? Dis wat die Bybel ons vir ons sê. Geloof kom deur hy hoor van die woord. Sy woord is lewensveranderend. As jy luister en toelaat dat die hoor daarvan jou geloof kan verander. Nadat jy hierdie woord en geloof het wat Jesus vir jou gegee het, gaan die teks voort en hy sê, hy het toe die siekes genees. Na hy die woord gegee het. Hy het eers geloof oor hulle gespreek, man. Hy het eers hulle op 'n plek gekry waar hy kon eye to eye met hulle praat en vir hulle wys, hier's ek het dit gedoen, ek het die anders gesond gemaak en hier's ek in lewende lywe en ek is hier om vir jou ook te genees. En hulle het geglo. Hulle het geglo. Ek glo dit met my hele hart, van die woord sê hy het almal genees. Geloof is 'n groot deel van jou genesing. Hulle het geloof ontvang. En die woord sê altyd so klein soos 'n mosterdsaadjie, né? Ja. Net so klein. Jy weet so 'n bietjie dit. Daar net 'n bietjie, so klein bietjie. Solank jy net 'n bietjie het, dan kan jou lewe verander word. Ons moet kyk dat Jesus eerstens sy leringe baie belangrik ag. Hy verwaarloos nie die leringe nie. Sy woord is baie belangrik. Hy neem ag op dit. Jesus verwaarloos dit nie, want hy weet daar's krag wat uit dit uitkom vir jou geloof. Dus moet ons ook nie die woord verwaarloos nie, mense. Ons mag dit nie doen nie, daar's krag in die woord. Daar's krag in die woord van God. Ek dink, dit is ook hoekom hy die 12 apostels voorheen, net voor hy gekies het. Want deur die genesing van die menigte, wil hy ook in hulle geloof geskep het. Hy wil geloof gevestig het in hulle van vir die reis wat voor lê. Onthou Jesus het die reis wat voor lê geken. Hulle het nie. Hulle moes geloof gehad het vir dit. Dit was nooit 'n maklike reis gewees nie. En Jesus het geweet, hulle nodig geloof. Solank jy geloof het, is alles moontlik. Van wat by mens onmoontlik is by God moontlik. Maar jy moet net deur geloof, dis iets wat gebeur as jy geloof in God het. Dis 'n belangrike ding. So hy wil dit vir sy 12 apostels gewys het. Vertrou in God. Vertrou ook op my, in my, vertrou in my. Maar 'n belangrike ding wat hy ook vir hulle gewys het, was sy karakter en sy natuur. Sy natuur om mense te dien. Hy het afgekom. Hy het mense kom dien. Dit was klomp mense gewees, man. Hy het hulle gewys, dis my karakter. Dis wie ek is. Ek kom om te kom dien. Julle sal ook moet dien. Hulle was daar en het gesien wat hy doen en hulle het geleer. Hulle was daar en hulle kon sien dat hy uit sy hart uit heelhartig mense bedien. Alhoewel Jesus die absolute krag is, maar deur sy diensbaarheid het hy mense genees. Mense wat honderde kilometers geloop het, van ver af gekom het met 'n verwagting om 'n persoonlike wonderwerk te kry van 'n wonderbaarlike God. En dit is wat hulle gekry het. Want dit is God se natuur. Dit is sy karakter. Die teks gaan dan voort
En dit sê ook dat daar ook duister magte was. Daar was donker magte. Daar was demone, man. Daar was klomp duiwels ook daar gewees. Hulle het ook gekom om te kom sien wat gebeur. Mense wat deur demoniese geeste beset was, is ook bevry. Miskien het hulle vir ander redes gekom, nee. Hoekom is daar die duiwel op, he? Hy kom ons ook. Nee, vir sy eie redes. Huh? Maar wat doen Jesus? Hy bevry hom. Hy bevry hulle ook. Hy bevry hulle. Ja, van die Bybel noem spesifiek Tyrus en Sidon. Plekke wat bekend was vir Baal aanbidding, né? Ja. Idol worship. Baal aanbidding. Daarom was daar magte wat opgedek het in hy plek van hulle kom van hy tipe aanbidding af. Om 'n voorbeeld te maak, Queen Jezebel, koningin Isabel of Jezebel, was ook 'n heiden van Sidon. Sy het van Sidon af gekom. Hulle het dit geglo, daar was demoniese magte wat hulle gedryf het. En ek glo toe Jesus begin die woord deel, toe begin hy duiwels te skree. Want onthou hulle wil vlug. Hulle kan nie staan in hierdie krag nie. Hulle het krag, maar dis 'n nuwe krag, 'n ander tipe krag wat hulle nie verstaan nie. Dis 'n mag wat hulle het. Wat hulle gedink het as die grootste mag en hulle kom ontmoet met die Almagtige. Met die mag, met Jesus Christus, kom ontmoet hulle. En hulle is ook bevry. Want Jesus is wie, ek sê weer eens, hy is die absolute mag. Bo enige ander mag. God se mag is vir ewigheid en vir altyd. Dit is nie tydelik nie. Dis 'n ewige mag wat God het. God se mag is bo enige ander geestelike mag. Jesus gebruik sy krag om diegene te genees wat seer gekry het en deur bose geeste gepynig was. Hy red diegene wat miskien lewendig was, maar eintlik dood was, né? Is dit nie? En as jy deur die demoon heeldag gekontroleer word, dan sê hy is eintlik maar dood, né? Jy lewe, maar hy is dood. En Jesus maak hulle lewendig. Geestelik maak hy hulle lewendig. Hy genees hulle. Hy gee hulle vrede. 'n Vrede wat hulle nie tevoorheen gehad het nie. As dinge buite beheer lyk, kom ek sê vir jou, alles onder die krag van Jesus is binne sy beheer. Maak net seker dat dinge wat buite beheer is, bring jy onder die beheer van Christus. Want as dit daar is, dan kan dit nie buite beheer wees nie. Want hy is die Almagtige. Niks kan buite beheer wees as dit in Christus is nie. Die Onse Vader sê vir ons en eindig af, aan hom behoort die mag, die koninkryk en die krag. Huh? Van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Aan hom behoort die mag, die koning en die krag. Van nou af tot in alle ewigheid. So sal dit wees. As hy dit gesê het, dan sal dit so wees. Dit kan nie verander nie. Die Bybel sê, Jesus het hulle aangeraak en krag het uit sy liggaam uit verlaat. En almal is genees. Ek wil 'n laaste stukkie lees vir julle. Almal het aan hom probeer raak, want genesende krag het van hom uitgegaan. En hulle is almal genees. Almal. Jesus se krag is hier om te genees en te transformeer. Om jou vry te maak van enige iets wat die vyand vir jou gebring het. Nog 'n bekende storie wat ek moet aanhaal. Waar Jesus se krag sy liggaam verlaat het. Ons weet mos, as die vrou wat sy kleed aangeraak het, né?
Sy het net op hom aanraak, en toe sy kleed aanraak, toe sê Jesus, dat krag het met gegaan. Dat krag het met gegaan. En hulle kon nie verstaan nie, maar hy het so baie mense om, hoe meen? Hy sê, dat krag my liggaam verlaat. En toe hy sien hy die vrou wat vir 12 jaar ly aan bloedvloei. Vir 12 jaar was hy in isolasie. Vir 12 jaar onbeantwoorde gebede. Vir 12 jaar. Kyk hoe die lewe sonder haar voortgaan. Ons kom nog na Lukas 8 toe. Pas gaan van haar lees, né? Ons kom nog na Lukas 8 vers 43 tot 48. Gaan ons preek hoor, ek is seker ons gaan. Maar ek is seker hierdie vrou het gehoor van Jesus. Sy het gehoor van die skare wat genees was. Sy het gehoor van mense wat aan hom gevat het, toe word hulle gesond. En toe sê sy, maar ek gaan dieselfde doen. As dit is so nie? Want die was voor haar genesing gewees. Ons kom nog na genesing toe, maar ek is seker sy het gehoor, toe die mense aan hom vat, Andrew, toe word hulle gesond, my vriend. Dis iets wat gebeur het, dat krag uit sy liggaam het gegaan. En sy het dieselfde aanraking genodig van Jesus. Vir haar was dit lewe of dood. Miskien is dit vandag vir jou lewe of dood. Want dit was nie 12 dae nie. Dit was nie 12 maande nie. Dit was 12 jaar. Van lyding, en sy was desperaat. Ken jy daardie gevoel van desperaatheid? Wanneer jy weet daar's niks anders wat jy kan doen nie, dis my enigste uitweg. Sy was eintlik teen die wet daar so gewees, né? Ja, sy moes nie daar gewees het nie. Sy kon eintlik aan Jesus vat nie. Maar hulle liggaam was besoedel gewees en hy was misrein. Maar sy was desperaat. Hoe desperaat is ons vandag vir 'n aanraking van Jesus? Hoe desperaat is jy vir Jesus om iets vandag vir jou te doen? Miskien is dit 'n fisiese siekte. Miskien is dit nie 'n fisiese siekte nie. Miskien is dit verwerping. Miskien is dit hartseer. Miskien is dit vrees of angs. Of 'n baie pynlike wond wat jy so lank met jou dra. Dat mense selfs opgehou het om dit op te merk. Want dit nou 'n deel van jou geword. Die wond is deel van jou wandel. En mense sien dit nie eens meer raak nie. Dink jy mense het vir haar weer raak gesien nie? Jy het alles probeer. Jy was by al die dokters gewees, alle behandelinge, elke kenner, jy was jy na toe gewees, en niks kan werk nie. Dit lyk asof jou krag en jou toekoms weg is. Jy laat nie meer opstaan in die oggend. Maar ek wil vandag sê, en ek eindig af, sê was, daardie vrou, was nie per ongeluk daar nie. En jy is ook nie vandag per ongeluk hier nie. Ek en jy is nie vandag per ongeluk hier nie, man. Die Here het ons hiernatoe gelei, sy krag het ons hiernatoe gebring. En sy krag is ook hier. Die vraag is, glo jy dat Jesus jou wil en kan genees? Jesus wil jou bevry. Glo jy dit? Wat jy so lank teruggehou het, wil Jesus vandag vir jou kom vrymaak van. Dit is nou jou tyd om te glo. Dis nou my tyd om te glo. Dis nou die tyd om te glo dat hy is nog steeds die God wat wonderwerke doen, is die. Hy het dit 2000 jaar terug doen en doen dit nog steeds vandag. En hy wil dit vir jou doen. Elke geskenk wys altyd terug na die gewer van die geskenk. En vandag is dit God 'n geskenk vir jou.
En sal net terugwys na hom toe. Jesus alleen kry die glorie. Niemand anders kan nie. Jesus het steeds die krag om jou te genees en te transformeer. Die Bybel sê, en ek sê dit weer, hy het almal genees. Almal was genees. Almal het 'n aanraking gekry van Jesus Christus. 'n Aanraking van die Verlosser. Jehovah Rapha. Die Here wat genees, mag jou gebedsversoek vandag 'n verhoorde gebed wees. Uiteindelik kan dit 'n getuienis word vir Jesus as dit nie. Uiteindelik kan jy uitgaan en sê, hy het my gesond gemaak. Na alles het hy my aangeraak. Vandag is jou dag om gesond gemaak te word. En ons vertrou die Here, dat hy gaan doen wat net hy alleen kan doen. Vir te lank het jy gesukkel. Vir te lank het jy swaar gekry. Vir te lank moes jy alleen dra. En Jesus sê, ek is vandag saam met jou, my kind. Ek is hier om my kruis, wat jy so vir jare dra, op te neem. En ek wil vir jou sê, vandag is jou genesing nie. So ons gaan nagmaal neem, en ek wil vra mense, wat wil genesing hê? Jy kan jou nagmaal gaan neem, maar ek wil hier nie voorstaan. Hulle 320 kilometers geloop. Want hulle wil vir God gewys dat hulle kom na hom toe. Hulle wil vir God gewys dat ek ons glo in Jesus. As jy vandag genesing soek vir enigiets, so ek sê dit kan, miskien 'n fisiese siekte wees. Miskien is dit nie 'n fisiese siekte, soos ek gesê het. Miskien is dit depressie, miskien is dit 'n innerlike seer. En die Here sê, ek is hier om te genees. Miskien as jy besny toe jy 'n kind was. Iemand het 'n familielid het jou gevat na 'n verkeerde mens toe jy's besny. En vandag wil die Here vir jou vrymaak. Hy wil jou vrymaak vandag. Miskien het jy Spirit of the Glass gespeel, né? Kon nou jy nog Spirit of the Glass? Hæ? Ja, toe ons klein was, hy Spirit of the glasie. Stories. Hæ? Ja. Ja, en hy gees het gaan iewers gaan was gedeponeer iewers in jou gees in. Was daar iets daar binne ingesit. En jy gedink jy speel net. En die Here sê hy wil vandag vir jou bevry. Hy wil jou gesond maak. Hy wil jou genees. Ons gaan almal nagmaal neem. Maar as ek die wat wil genesing hê, kom vorentoe. Kom staan hier. Die wat net wil nagmaal neem, wat miskien wil groepies vorm, staan in jou groepie en sê dankie vir die Here vir jou genesing, wat jy al reeds gekry het. Is dit nie? Miskien as jy al reeds genees. Maar neem die nagmaal en sê, Here, ek onthou, hoekom het U gekom? Want hy sê ek het gekom vir die siekes en die gebroke van hart. Is dit nie? Ja, dis mense so kom het. So as jy vandag nagmaal neem, sê dankie Here, dat U my gesond gemaak het. Dankie dat U my hart weer gesond gemaak het en heel gemaak het. Maar as jy nog nie daar is, kom staan voor met jou nagmaal. En vertrou die Here gaan iets vandag doen. In Jesus naam. Ons kan maar nagmaal neem. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.